Ja, dit moet ek sê. My ouma het altyd so storie agterop haar badkamerdeur gehad. En Al die oumas ja, het dit gehad, daai ou. badkamer Al storie. die En oumas hy het stiek dit nou nog met my en dit. Society verinneweer. Samelewing verinneweer as gevolg van families wat verinneweer. Die backbone van society, van 'n gesonde gemeenskap, is gesonde familie. Dis waar. As die pa en die ma goeie Christelike waardes oordra aan hulle kinders, dan maak dit die hele samelewing, die huise om jou word geïmpakteer, jou neighborhood word geïmpakteer, Ja. die stad word, alles word geïmpakteer. Een familie kan wat reg goddelik leef, kan 'n hele samelewing impakteer. Wat is die plan met my lewe? En toe ek daai profetiese woorde en so begin hoor het, net om okay, maar daar is actually 'n plan. Ek meen, Yes. die Here maak my wakker elke dag want hy is nie klaar met my nie. Ek meen, daar's 'n rede hoekom die sonlig op my gesig skyn vandag en dit is daar is 'n plan vir my elke dag en hy gaan iets met my doen. Ja. En dit was Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre vriende, welkom by die Hansman Show en vir die van julle wat terugkom, 'n terugkerende gas is, baie welkom terug. Ek is Adrian Schippers, ek is die gasheer van hierdie show en hierdie show bestaan om, net om God se naam groot te maak. Dit is met alle eerlikheid die rede vir hierdie show. Ek sê altyd, wel nie altyd nie, dis eintlik 'n nuwe unofficial slogan, 'n stories is ons besigheid en die koninkryk is ons doel, want ons wil mense vertel van die goeie nuus van die koninkryk van God. En die hoop wat hier sit, elke week op hierdie show, die hoop wat ons gekry het in Jesus Christus, en ek kan vir julle sê dat ons nou al van seker die gebroke mense hier gehad het op hierdie show, en ek was een van hulle. Ek was broken en ek was lost en nou is ek gevind en ek is nog steeds nie perfek nie, maar ek loop 'n pad saam met Jesus en ek is besig in 'n reinigingsproses. En ja, so dis wat ons hier doen. Vandag het ons 'n bietjie meer van 'n interne gesprek. En want in 2026 aan die begin van hierdie jaar het ietsie amazing gebeur, iets waarvoor ons nou al lankal bid en vra, en ons het uiteindelik 'n editor gekry om my te help om die show, die editing te hanteer van die show en om te help met sosiale media en sulke goedjies. En vandag sit ons met die editor, met die nuwe editor, en ons gaan sy storie hoor, want hy het ook 'n amazing storie. Hy's jonk, hy's vars uit die skool uit, 2 jaar nou, Julian, 2 jaar uit die skool uit, en hy's op 'n plek waar baie mense is, baie van die kykers is op 'n plek waar hy nou is in sy lewe, waar hulle dinge nog uitfigure, en dit gaan nie oor ouderdom nie, dit gaan oor, daar's mense wat so oud is soos ek wat dinge nog uitfigure, en so dat ek sien uit om met Julian te chat en om aan julle amptelik aan julle voor te stel, ons nuwe editor, en man, Julian is al klaar deel van die familie hier by Hansman, die kultuur, hy sit effort in en hy doen baie moeite en ons is so dankbaar om hom te hê. So ons prys die Here vir dit, en ja, ons hoop julle geniet hierdie gesprek. Terwyl julle nou hier is, asseblief like, comment, subscribe, doen daai dinge asseblief, dit help ons net om die video vir meer mense te kry. Nou julle moet verstaan, ons is Afrikaanse kanaal. Daar's net 44 Afrikaans sprekendes in die wêreld. So ons is dankbaar dat ons op party video's meer as 44 views kyk. So ek weet nie vir wie van julle kyk dit 2 keer nie, maar ons is dankbaar vir elkeen van julle wat dit kyk, en stuur dit asseblief aan na mense toe, dit help ons natuurlik. Maar ja, kom ons kom in die gesprek. Julian, baie welkom buddy. Dankie.
Ek ken jou nou al beter as Ja. die meeste van my gaste. Dis waar, ja. Ek kan nie daai line sê, ek ken jou glad nie. So ek sien Ja. uit om jou storie te hoor. Ek het Julian se storie al gehoor, maar Ja. ek het vir hom gesê, "Hey ou, 'n paar dele. kom vertel jou storie op 'n show en dan doen ons sommer jou bekendstelling en ons stel jou voor aan die kykers en aan die gaste." Ja. So ja, Julian, welkom ou. Dis lekker om jou hier te hê. Ag, dankie. Dis lekker om jou deel te hê van die Huntsman span. Ja, Al is ons op die stadium net 2. dit voel snaaks om aan hierdie kant van die kamera te sit. Gewoonlik sit ek daarso Ja. op my wit stoelietjie en kyk. Ek het actually vanoggend gedink toe ek hier instap en dink ek, ag ons hoef nou nie vir 'n stoel te gaan haal vanaand nie. Ja, maar, ek was verby stop ek sien ons sê ek doen nie nodig vandag nie. So dis nogal. Dis lekker om aan die kant te wees bietjie. Ek sien uit. ja, ek ook. Maar ja, ou gee vir die mense 'n bietjie agtergrond, maar ja, ek en Julian gesels, julle ken die drill. Ons gaan nie heeltyd vir die kamera kyk nie, maar julle is welkom hier. Dis lekker om julle hier te hê. Vertel ons bietjie van jouself, ou, bietjie agtergrond, waar jy vandaan kom, jou boeties, sissies, mamas, papas, ooms, tannies, al daai stories. Ja, wel ek het nou word 20 hierdie jaar. Nogal skerry om dit te sê. Elke keer as ek dit hoor. Scary om te hoor. Ja, ek verstaan. As ek dit Kom hoor, ons vat dit in perspektief. Dan dink ek veral as ek sien Kaars se 20ste Junie, dan dink ek vet, ek so oud soos Kaars en dan dis crazy om te dink ek is al vir 2 dekades op hierdie planeet van ons en in die Here se skepping en alles. Ja. So gebore, grootgemaak hier in Pretoria. Ons het baie rondgetrek. Toe ek kleiner was en alles en gelukkig ons het nou 'n huis, 'n baie mooi huis. Ek moet sê ek bly baie lekker. Ons het 'n pizza oond ingebou, alles. Ons is besig bou maar in te bou, al daai goedjies, so dit is nogal lekker. Ek het een sussie, 2 jaar jonger, sy's nou matriek, so ek is half soos die personal chauffeur as ek by die huis sit. So ry maar rond, kry al die goedjies. Ek wil nie sê alleen groot geword nie, maar dit was half altyd daai geval gewees van soos ek kon na myself kyk. My sussie val met skoolwerk. Sy is meer aan die emosionele kant. So sy is tog 'n meisie en alles en sy is meer aan die emosionele kant. So dinge raak haar bietjie erger. Waar ek van kleintyd af omdat ek wil nie sê omdat ek 'n introvert is nie, maar ek is baie introverties. So ek hou daarvan om op my eie te wees. So just leave me alone. Ek luister my musiek. Ek is fine. En so daar's altyd meer na haar gekyk, maar dit was in die sin van om haar te help dat sy deur haar goedjies kom, maar ek het nooit regtig hulp nodig gehad nie. Ek het 'n great vriendegroep wat ons het die stront wat ons al aangejaag het is crazy. Ek kan nie eens begin om dit te noem nie. Ja. So ja, my ouma en oupa hulle ons het daarom aan my ma se kant het ons nog my oupa aan my pa se kant het ons verloor toe ek 1 jaar oud was. Ja. En van toe af toe ken ek net my ouma teoreties. My sussie het nog nooit die oupa ontmoet nie. Dit was net voordat hy oorlede, net nadat hy oorlede is toe sy gebore is. So tussen daai tydperk van my eerste verjaarsdag en haar geboorte is dit half gewees. Maar ja, so ek het met my ouma groot geword. Ek het altyd gesê my ouma was my tweede huis gewees. Tweede en derde huis. Want ons het altyd by hulle gaan kuier op vakansie. Ons was seker 1, 2, 3 keer 'n kwartaal. So hulle het in Kroonstad gebly. So Kroonstad is soos my tweede dorpie. Ek ken hom, daai een straatjie wat so deur hom loop, ken ek. Ken hom goed. Hoe lank het dit jou gevat om hom te ken? Nie lank nie. Dit was een keer se ry of een keer se stap deur hom en toe het ek hom. So toe het jy uitgemap en alles. Ja, toe het ek hom committed to memory. Hulle bly nou by my tannie hulle in Potch. So dis ook nogal lekker om daar te kan gaan kuier vir die familie en alles. My ander ouma het vir lank in Centurion area gebly. So hulle is daar naby gewees. So ons het 1, 2 keer 'n maand toe ons net gaan kuier vir die dag op 'n Saterdag of 'n Sondag na 'n kerk. Net gaan kuier, net opgecheck hoe gaan dit met haar en al daai goedjies. Dit was lekker om daai tyd saam met hulle te kon spandeer. Ja, nee, ek het so lekker family life, hè? Ja. Julle close knit family. Ja. Maar ek hoor wat jy sê, so dis nie dat jou ouers nie lief was vir jou nie, dis net jy het nie regtig al daai aandag nodig gehad nie. Ja, ek het nie al daai omdat ek hou daarvan om independent te wees. Ek hou daarvan om alles self te doen. Maar, so jy het dit verkies? Ja, ek het dit verkies om alles self te doen want ek weet as ek dit doen, word dit reg gedoen en dit word gedoen soos wat ek wil hê dit gedoen moet word.
So baie keer ook, dan sit soos, hoor jy kan ons help met dit, dan sit soos, ek het dit. I got it, ja. Ek like dit om dit self te doen. Ek Hoorie, het ek nog kan net net vir jou sê, sorry, as 'n ouer, kan ek vir jou sê, dis baie mooi en soet woorde daai op 'n ouer se ore, as hulle nie hoef te help nie. Want ek moet met alles help, ek en my vrou moet met alles help, en as my kind vir my sê, nee, is nie nodig nie, dan sê ek soos, love it, great. Ja, ek hou daarvan om goedjies, want op daai manier leer ek ook self goeders. As wat iemand kom en dit vir my doen, dan leer ek niks nie. So ek sal eerder dit self doen, paar foute maak, uit die fout uitleer en dit regmaak die volgende keer. Dan het ek iets wat ek kan sê, okay, ek is deur dit. Ek weet nou hoe om dit te verander, ek weet hoe om dit reg te stel, nou kan ek dit doen. So dis wat vir my kosbaar is. Is om daai life skills self te leer. Ja. Ek hou daarvan om self goeders te leer. Ek met myself leer gitaar speel. Ja. Ek het op 'n stadium Spaans begin leer. Ek is nou besig met Japanees. Ek het vir my Nederland toer 2 jaar terug bietjie Duits begin leer. So ek hou daarvan om goedjies self te doen. Net omdat as iemand my vra, hoorie, kan jy dit doen? Kan ek sê yes. Nee, ek kan dit doen. Soos hierso is my experience, hierso is wat ek gedoen het om daar uit te kom. Ek kan dit doen. So wat sê gou vir my, hoe was jou skoolloopbaan? So ek was bevoorreg genoeg, ek en my sussie albei, even met al die rondtrekkery wat ons gedoen het, was ons altyd in een skool gewees. Ons was een laerskool en een hoërskool en ek moet sê dit was vir my 'n benefit gewees want ek en my beste pel is nou al 14 jaar vriende. Ek onthou nog die eerste dag van graad 1 wat ons in die skool by laerskool die Poort se sandpit het ek al ingestap en is toe asof ons net soos hoor hierdie ons is broers. So ons het daai dingetjie. Love it first sight. Ja, daai tipe ding. So ons is die broederskap wat ons al gevorm het is, ek moet sê onbreekbaar om te dink, ons is al vir 14 jaar vriende. En hy was saam met jou hoërskool toe ook? Saam met my deur die hoërskoolloopbaan, al daai goedjies. So dit was ons het so deur die jare het ons die vriendegroep bymekaar gekry. So dan het iemand bygekom, hierso het iemand bygekom, hierso het iemand in die hoërskool het daar weer iemand bygekom en is asof ons ek wil sê ons is 6, 7 net gestiek het. So ons gaan gereeld na ons het nou nog 'n groepie waarop ons net stront praat, stiekers stuur. Waar ons plaaskeiers reël, net gewone keiers, al daai goedjies. So dit is regtig 'n broederskap waarvoor ek dankbaar is omdat ek net in een skool was my hele skoolloopbaan deur, een laerskool, een hoërskool en ons het so saam getravel deur die jare. Dis cool. Wat nogal lekker was. Ja. Ek dink dit is belangrik veral in skool om soos 'n goeie system te hê. Ek weet nou nie van julle tyd nie, maar toe ons deur skool gegaan het, dink ek nie dinge was so hektiek geweest soos dit nou is nie. Ek dink ons het baie meer rustigheid gehad. Dinge was hektiek, maar alles was nie op social media nie. Alles was nie op die internet nie. Ons het baie meer privaatheid in die sin van eintlik as ek vryheid en privaatheid kan koppel aan mekaar, dink ek is iets wat social media bietjie kom opneek het. En ons het baie van daai private vryheid gehad. Soos ons kon meer goed try en amper meer crap aanjaag, want daar was nie so groot kans dat iemand gaan uitvind daarvan nie. So dit was amper jy weet, daar was 'n fight agter die banieboom en niemand het geweet daarvan nie. Nou is daar 'n fight en daar's 300 kinders wat dit afneem op 'n selfoon. En ons ouers soos, hulle kan nie glo wat gaan aan by die skool en dan ek soos, jy was daar. Jy was ook daar. Die kinders het mekaar gefight. Dit was normaal en dit was soos, jy's die oute bloedneus en hy gaan maar badkamer toe en hy gaan spoel maar jou neus af en jy gaan aan met jou dag en môre is julle weer chommas. Verstaan jy? Dis nie van nou is dit hierdie ding van, hier is dit so aaklig en dan sê ek net soos nee, dit is nie. Dis presies dieselfde. Dis net ons het nie geweet daarvan. Ons ouers het nie geweet van die goed wat ons aangevang het nie. Verstaan, ons ouers het nie geweet van die skelmrook agter die snoepie nie en die fights en goed nie. Verstaan jy? Maar ja, ek dink dit was met julle al baie anders want social media was al 'n big thing en so ek wil bietjie vertel my bietjie daarvan. Wat dink jy? Dink jy dit is erg? Is dit 'n moeilike ding om te navigate of So gelukkig met die laerskool was sosiale media nie so groot gewees nie.
ons het die stories wat daar uitkom. Ons het 'n klas gehad wat dit was 'n massa bank geweest, so die hele graad 7 groep het gaan bank en toe die een klas besluit nee, hulle gaan langer bank en toe sit hulle afperiode. So toe bank hulle afperiode. Wat hier almal gedink het skreeu snaaks soos ons een van my pelle was in daai klas geweest. Ons mok hom nou nog daaroor. Soos afbroede gemaak. ja, yes. Ekstreem. Hoe dink julle nou? Ja. Met die hoërskool was dit maar anderste geweest. Omdat almal het 'n foon gehad. So daar was altyd iewers te something geweest wat dit word op video gevang. Soos as jy nie wil hê dit moet nie, dit word gevang. Iewers te sien iemand dit raak. Ja. En hoe ek net kan getuig dat soos uit ander skole uit waar goeters op video gevang is, hoe dit dan by ons kom. Maar ons het skole soos Waterkloof en dis al daai ver skole en dan kom dit by ons uit hierdie klein skooltjie om te ding net so en 'n video is wydenswyd op die internet versprei. So dit maak mens bang om te dink dat jy word gewatch, al dink jy nie so nie. Ek meen iewers is daar kameras somewhere op jou. Ek meen almal het sekuriteitskameras, almal het 'n foon in die hand. Sodra iets gebeur, kamera vinnig voordat hulle eers dink om te help, sal dit eers 'n kamera wees wat uitkom en dit is die scary ding. Ja, dis baie waar wat jy sê. Veral as ek nou kyk, die goeters wat in Amerika gebeur en so, waar in plaas van om die persoon te help, is dit eers 'n kamera. Kom ons kry 'n kamera uit. Ek moet hierdie net rekord. Ek wil eers nie weet wat dit post. Dink ek dis so sad om te sien wat gebeur het want community is tog die ding wat mense help. Ek meen in plaas van om jou foon eers uit te ruk om video te neem, so hoor jy as jy okay, kan ons help met iets soos dit is waar daai human decency net inkom vir my is. Eintlik is wat jy sê is 100%. Eintlik moet die foon nie eers in die equation wees nie. Ja. Verstaan jy? Dit is soos hoekom neem jy dit af? Hoekom gaan help jy nie net nie? Soos ja, maar in elk geval ek smet julle daar en ek dink dit is 'n ek dink dit is 'n baie moeilike ding om te navigate en ek dink dit is en dit is obviously hoekom so baie skole nou selfone begin ban by skole en sulke stuff. Ek meen ons was baie in die moeilikheid op skool. Maar ons het 'n goeie verhouding gehad met die onnies, nê? Nee? Ons het 'n daar was 1 of 2 menere met wie ek nie goed oor die weg gekom het en of juffrou of wat ook al nie, maar meeste van hulle het ek 'n baie goeie verhouding mee gehad en ons het mekaar verstaan. En hulle het ook ek dink hulle lewens was ook soveel makliker want ek was een keer in 'n fight wat en ek was 'n leier, nee, nie 'n fight nie, simpel ding wat gebeur het. Ons het so 30 jaar ouer, soos ons skool het 30 geword. Toe gaan ons almal op die veld om 'n groot 30 te vorm op die rugbyveld. Toe vlieg ons nou 'n chopper oor en hulle neem nou hierdie foto van die kinders wat nou 'n 30 maak op die veld. En in hierdie foto kan jy sien onder op die 0 is daar so 'n bonneltjie, want ek het 'n ou geklap. Want my chommy Tinus is so rustige dude en hy's ook 'n leier. Ja. En toe kom hier 'n jonger laaitie na hom toe en soos disrespect hom half en stamp hom en ek sien hierdie ding nou toe gebeur en ek sê soos nee ou. Jy's jonger as hy, eerste plek. Disrespectful. So dis hoekom ek jou nou gaan klap. En die tweede ding is hy's 'n leier. Verstaan jy? Hy het vir jou gesê gaan staan iewers, jy wou nie vir hom luister nie. Dis al wat gebeur het. Hy het na hom toe gaan en sê hoor julle moet daar staan. Toe stamp die ouetjie hom. Ek sien hierdie hele ding afspeel. Nou hierdie hele redenasie wat ek nou vir jou gegee het in 'n split sekonde gebeur want toe hy hom stamp, toe klap ek hom. Nê? Nee? En en die kind se neus bloei en sy lip is stikkend en ek het hom dan nou goed raak geklap. En hierso is ons, ek meen die hele skool is op die rugbyveld besig om 'n foto te neem vir die 30ste verjaardag. En die hoof sien dit obviously toe nou en ek gaan toe nou na die hoof toe en hy maak vir my 'n koffietjie en ek sit daar by hom en hy sê toe net vir my ek gaan nie jou ouers bel nie. Vertel my net wat gebeur het. Ek vertel hom wat gebeur het. Hy sê ek sou hom ook geklap het. Jy kan maar gaan. Nee? Niks nie. Verstaan en ek sê net soos, "Yes, meneer, dankie." Dit is regtig net omdat hy die ou Tinus gedisrespect het. En ek voel net die jonger kinders moet weet wat hulle plek is in die skool en al sulke goed. Maar nou, as so iets nou moet gebeur, is dit die ouma word gebel, die oupa word gebel, die ma word gebel, die sussie word gebel, die hele wêreld word gebel. Jou kind was in 'n groot onder ons betrokke en is net soos hy, dis nie nodig
om dit te doen nie. Soos hanteer dit net. Verstaan jy? Ja, want vir my is dit nou word my kind geleer soos as ek in die moeilikheid is, mamma en pappa is daar om te Ja, help. Soos, exactly. En dan kom hulle in die werksplek en dan is dit nie die geval nie. Dan is dit so sorry Jom, ek meen jy's nou op jou eie, jy moet dit nou maar self. Ek meen as jy iets vergeet by die huis of iets op skool het jy gou vinnig hoor die mamma pappa ek het hierdie vergeet, bring dit gou vir my asseblief. Ek dit het al baie met my gebeur. Maar So jy het hulle tog nodig gehad. ek het hulle tog nodig gehad. Daar is kere wat ek 'n hokkiestok vergeet het of hokkieskoene of ek het iets by die huis vergeet, huiswerk of 'n boek of iets wat dringend nodig was en hoorie, ek het dit vergeet, bring dit gou asseblief. En hulle het dit gebring, hulle het dit gedoen vir my. En op 'n stadium toe is dit net soos wel, jy moet nou maar klaar kom vir die dag met dit, jy moet verantwoordelikheid leer. En van toe af wat ek goeie vergeet het en hulle sê sorry, ons kan nie ons. Toe maak ek seker, ek het nou 'n checklysie voor ek iewers heen gaan, het ek dit en ek maak 3-4 keer deur daai lysie wat ek gaan en seker maak ek het alles. Want in die werksplek as jy kom, dus, as jy iets vergeet, sorry John, jy moet nou maar sien kom klaar met dit en mamma en pappa is daar om te help en dit is wat vir my die sad ding is. Op skool as daar iets gebeur, kom ons bel gou die ma en pa dat hulle dit uitsort. Ja. Hulle moet self leer om dit te doen. Hulle moet exactly. leer om dit uit te praat. En as dit net 'n face is, dan hopelik leer dit hulle dat hierdie maak seer. Kom ek doen dit nie weer nie. Ja. En ek het mense wat ek ken wat kinders het en alles wat sê hulle maak hulle kinders groot soos ek waarsku jou een keer. Ek waarsku jou 'n tweede keer, die derde keer voeter ek jou. En as jy nog steeds nie wil luister, dan moet jy nou maar voel. Want dis die enigste manier hoe jy dan leer dat as ek my vinger hier indruk, gaan ek seer kry. So ek waarsku so hy het gesê ek waarsku die kind een keer, tweede keer gee ek kom ek kyk en sê ek het jou gewaarsku, derde keer voeter ek jou. Vierde keer is dit nou jy's op jou eie. As jy wil leer dit skok en dit maak seer, dan moet jy dit nou maar leer. Dit is die enigste manier hoe jy dan gaan uitvind, okay, ek moenie dit doen nie want dit gaan seer maak. Ja. Nee, ek stem saam. Ons het 'n soort gelyke hoe kan ek sê, resep hier by ons huis. Maar ek onthou altyd, want toe my kinders nou klein was, dan sal die oumas is altyd bekommerd, jy weet. Die kind klim op 'n tafel en nee, die kind hy gaan afval en sê ek soos los hom. Hy moet val. Ja. Hy moet leer dat as hy daar afval, gaan dit seer maak. Hy gaan nie weer daar opklim of hy gaan nie weer daar afval nie. Ja. Al klim hy weer daar op, gaan hy seker maak hy's stabiel. En dis die ding, jy moet leer. En ek sien dit, ek het 'n een van my eerste gesprekke was met 'n ou Terrence mentor wat ons hierdie gepraat het oor hierdie helikopter parenting. Jy weet, jy laat jou kind buite speel nou elke 2 minute kyk jy by die venster uit om te sien of hulle alright is. Hy sê jy moet jou kids los, ou, want hulle kom agter jy hou hulle dop. Ja. En dan veroorsaak dit 'n wantroue in hulle eie vermoëns. Want hulle dink my pa kyk die hele tyd vir my of my ma kyk die hele tyd vir my want hulle dink nie ek kan dit doen nie. Hulle dink nie ek is okay op my eie nie. En dan begin daai kind eventually dink ek is nie okay op my eie nie. Ek moet heeltyd saam met my ma of my pa wees. Ek kan nie iets alleen doen nie, ek's te bang, verstaan? Ja. Nou is dit soos ons was op 'n stuk want toe COVID gekom het was ons kinders baie klein. En ons was op 'n stuk wat altyd my eintlik my middelseun. Hy wou nie alleen badkamer toe gaan nie. Hy wou nie alleen onder hier na my kantoor toe kom nie. Hy as hy badkamer toe gaan, dan moet die deur oop wees. Verstaan, hy was bang. Maar dit was grootendeels dink ek COVID. Hy het gedink COVID is omdat ons nie mag uit die huis uit gegaan het en goed nie was hy soos. En as ons uitgegaan het, was dit maskers en verstaan jy? Dit was eintlik 'n flippin. Dit was. As ek nou regtig wil sê wat ek dink, dan gaan mense nie meer my shit of hulle gaan dink ek is nie gelowige nie. Ja. Of gered nie. Maar ja, so en dit het ons lank jare gevat om dit uit hom uit te kry. En vir hom te sê, ou, jy's okay. Gaan alleen. Ja. En jy's ou. Dit was 'n gesukkel om hom te kry om net alleen goed te doen. En nou is hy so sharp, verstaan jy? Maar jy moet jou kind leer hy's okay. Ja. Hy's okay. Ek moet sê een van die lekkerste memories wat ek het wat ek weet my ouers my en my sussie net gelos het. Ek dink ons het nog in Waverley gebly en ons het 'n huis gehad waar daar was 3-4 huise op die perseel gewees. En aan ons huis aan die buitekant, so jy gaan so by die agterdeur uit, dan gaan jy regs by die gangetjie af en weer regs. Dan is dit half soos aan die agterkant is die tuin en die speelarea waar die swembad was en aan die kant was die wasgoedlyn met grond onder. Yes. En die dag toe dink ek, hoorie, kom ons maak dit nat, ons speel in die modder. Ja. Maak dit nat en toe gooi ons daai wit muur vol modder. Kom my ouers by die huis, toe sit soos o ja, en wat het hier gebeur?
Nee, ons het okay, nou gaan julle skoonmaak. Het was lekker geweest om in die modder te speel, maar ons het dit nie weer gedoen nie, want dit was die skoonmaak was lekker. pyn geweest om skoon te maak, want ons het gedink gekyk hoe hoog kan ons dit gooi. Nou moet ons dit daar bo afkry. Dit was nie maklik geweest nie. So toe soos okay, doen dit nie weer nie. Dit was lekker, maar ons doen dit nie weer nie. Ja, exactly. Jy moet dit doen. Nou, jy moet. Ek dink jy moet jou kind toelaat eerstens. Ja. Laat hom toe om die fout te maak, maar laat hom verstaan as nagevolge. Ja. En ek dink dit is nogal 'n groot probleem. Ek sien dit soos ek dink jy het goeie verstaan nie. Ek dink nie jy het goeie ouers gehad wat jou goeie waardes geleer het, goeie lesse geleer het, Bybels groot gemaak het op 'n goeie standaard. Maar baie kinders wat so oud is soos jy, het dit nie. They didn't have it. Ja. They didn't have good parents. They didn't have hulle het nie ouers gehad wat nog by mekaar is nie. Ja. Ek dink baie ek weet nie hoeveel mense saam met jou op skool was wat se ouers geskei is of uit gebroke huise uitkom nie, maar ek kan imagine dat die getal hoog is. Ja. En soos ons society verinneweer, samelewing verinneweer as gevolg van families wat verinneweer. Die backbone van society, van 'n gesonde gemeenskap, is gesonde familie. Dis waar. As die pa en die ma goeie Christelike waardes oordra aan hulle kinders, dan maak dit die hele samelewing, die huise om jou word geïmpakteer, jou neighborhood word geïmpakteer, Ja. die stad alles word geïmpakteer. Een familie kan wat reg goddelik leef, kan 'n hele samelewing impakteer. En ek meen dis ek gaan nou op hierdie rant, ek preek nou nie vir Julia nie, is net iets wat ek besef, soos want ek het al mense ontmoet, ander seuns en dogters, wel ek kan nie sê seuns en dogters en mans en vrouens ontmoet wat so oud is soos jy, wat ek sal nooit vir hulle geleentheid gee om betrokke te raak in my ministry of in my besigheid nie, want daai ou gaan net vir my pyn kopseer wees. Verstaan jy? Ja. So, en dit gaan alles oor die fondasie wat gelê is deur jou ouers. Jy weet kerk, en ek weet, ons gaan nou daar inkom, ek weet jy het ook deur 'n bietjie doubts gegaan, en jy het deur 'n woestyntydperk gegaan, en 'n valley of the shadow of death gegaan. So, dalk moet ons net daarby uitkom. So ja. Ja, so ek dink, dit was vir my altyd gewees as ek hoor, dit is my ma se beurt om my op te tel, of dis my pa se beurt om my op te tel. Ek bly die week by my pa, of die week by my ma, dan dink ek was bevoorreg genoeg om te weet, maak nie saak wie my optel nie, ek gaan na een huis toe. Ja. Ek het nie 2 Kersfees nie, ek het nie 2 verjaarsdae nie. Ek het nie 'n gebroke huis. Ek het nie hierdie week is ek hier, hierdie week is ek hierso, hierdie week vergeet ek dit by die huis en ek moet nou worry, waar's dit? So ek was bevoorreg genoeg om te kan weet dat maak nie saak wanneer ek opgetel word nie. Ek word opgetel en ek gaan na een huis toe. En daar waar dit is, daar's kos, daar's liefde, daar's plek om te slaap, daar's klere op my rug. En dit was vir my lekker gewees. Ewen deur daai tye wat ek wou weghardloop van die huis af. Nog steeds net daai wete van maak nie saak wat gebeur nie. Ek kan nog steeds terughardloop sien toe en daar sal altyd oop arms wees en 'n deur wat wag, 'n dak oor my kop en net 'n warm embrace om my terug te verwelkom. Ja, dis ek dink dit is kyk selfs toe ek klein was dit as ek terugdink dan dink ek dit was 'n groot blessing, maar as ek moet dink, ek kan aan een vriend dink, een uit my hele skoolloopbaan uit wat sy ouers geskei was. Een. Ja. So skerry is dit. Nou ek kan dink 'n ouetjie wat nou in matriek sit kan aan 50 mense dink wat sy ouers nie meer by mekaar is nie of wat uit gebroke huis uitkom. En as jy hierdie kyk en jy het geskeide ouers, wil ek net sê dis nie jou skuld nie en ons hamer nie op dit nie. Ons sê net soos hierdie goeters is nie veronderstel om te gebeur nie. Dis iets wat 'n standaard geword het in ons samelewing wat nie 'n norm is volgens die koninkryk van God nie. Die norm in die koninkryk van God is man en vrou wat een word en saam 'n familie bou. En sodoende die koninkryk te verkondig deur hulle liefde vir mekaar en soos jou huwelik is 'n ministry. Ek wonder hoeveel mense besef dit. Ek het dit vir lank nie besef nie.
Maar jou huwelik is 'n ministry. Ja. Jou familielewe is ministry aan die mense wat sien hoe jy optree in jou familieunit. Maar ja, vertel ons 'n bietjie van jou donker dae, van die weghardloop dae. Ja, En die prodigal son. Ja, prodigal son. Ek het gelukkig nooit weggehardloop nie, maar daar was kere wat ek soos vanaand as almal slaap, ek pak my tassies, maak so Spider-Man en ek is hier uit, ek vat my webshooters en dan gaan ek. Dit was 2020 gewees. Dit was in COVID gewees en dit goeters het net toe begin rof raak. Ek weet nie eens hoe dit begin het, wat gebeur het, alles nie en ek gaan toe net in 'n heavy deep state of depression in. En soos dit was heeltyd ek isoleer myself, wil niks met niemand te doen hê nie. Luister heavy slegte musiek, maar soos daai skree vloekwoorde tipe musiek. Ek het op 'n stadium 'n matroos se kinderboek laat klink, soos dat ek net te kere gegaan het. En in 2022, dit was 3 jaar gewees. Toe eventueel my sussie toe 'n vriendin ontmoet by die skool. En sy sê soos hoor ek wil self toe gaan. Hoe oud was jy? Jy was? Ek was Graad 16, ja, graad 10 gewees. So gedurende 2020 tot 22 het ek as ek het geweier om ek love kos maak. Ek het 'n liefde vir kos maak. Ek love dit om dit te doen. Dit is vir my so lekker om te kan weet al hierdie goeie as ek dit saam sit, is dit hierdie lekker dis om te. En in daai tydperk het ek net geweier om kos te maak. Want ek het geweet as ek nou 'n mes moet vashou, is dit klaar. Ek gaan gaan. Ek hoor ja. So dit was vir my ek het gehaal. Maar wat het dit veroorsaak? Kan jy dit pinpoint? Ek kan nie spesifiek pinpoint wat dit was gelei maar het net tot soos dit 'n nie. phase. Dit was ek sal nie sê 'n phase, maar dit was goeters wat oor 'n tydperk gebeur het wat alles toe eventueel net opgeborrel was. Sal jy sê COVID het 'n rol gespeel in dit, die isolasie, kan nie uitgaan nie, daai vibes. Vir my was dit ja, ek sê COVID het 'n rol gespeel. Evenal is ek hoe introverties, my vriendegroep was soos maak nie saak waar ek gaan nie. Ek weet my pelle is daar so en hulle het my. Yes. En om vir daai 6-7 maande nie kommunikeer nie, hulle face to face, ons kan chat op WhatsApp en dis about dit. Maar nie daai face to face gesprekke kan hê, daai lag net hoorie hoe gaan dit en mekaar te groet met 'n handdruk of so. Dit dink ek het 'n rol gespeel. En jy was graad 8. Graad 8 gewees, ja, 14 jaar oud. oud. Moeilike jaar dink ek ook. 14 jaar oud, ja. Ja. En toe begin ek myself gitaar leer, my ma het 'n gitaar gehad, toe ek sê sorry ek kom musiek begin leer. En gedurende daai tydperk as ek voel okay, hoor die goeie raak te erg, ek het angsaanvalle gekry in die aande net voor ek slaap by die skool, dan sit en kry ek angsaanvalle. En musiek was toe my outlet gewees vir dit, want ek het myself so opgewerk tot op 'n punt, ek borrel alles op, ek praat oor niks nie. Yes. Borrel alles op en dan eventueel raak dit so erg, dan snap ek net en ek vloek en skree op almal om my, slaan deure toe. En eventueel toe vind ek uit dat musiek is my uitlaatklep. Maak nie saak waartoe ek gaan nie. Ek weet dit is goed te erg geraak en ons het toe hierdie reël in die huis gebring. As my deur toe is en 'n gitaar word gespeel, dan los hulle my. Want dit is my uitlaatklep soos okay, goedjies is bietjie erg, kom ons los hom. Hy is besig om te let go. Ja, let it go. Hy is besig om te deflate los. Ja. Let it go. En so dan as kos reg is of iets, dan stuur hulle my WhatsApp, ek maak die liedjie klaar, kom uit, ek eet, dan gaan ek weer terug. En so het ek myself stelselmatig geleer hoe om deur die goeters te werk en alles. En toe in 2022, toe ontmoet my sussie 'n vriendin by die skool en sy begin toe kerk toe gaan en alles en in daai tydperk was dit ook half gewees, niemand verstaan my. Niemand om my verstaan my nie, alles en almal om my is teen my en dinge is net te erg, ek wil net hier uit, ek wil by die huis uit, ek wil my goed vat, ek pak my tassies vanaand en ek En dis 'n leuen, hè. Daai is Dit 'n is- absolute dit leuen is- van die duiwel. Dit is 'n Om vir groot ons leuen. te sê niemand verstaan jou nie. Ja. Niemand weet waartoe jy gaan nie. Jy's eintlik, want dis wat die vyand wil doen. Ja. Is hy wil ons afsonder. Hy wil ons weg van mense afkry. Hy wil ons weg van God afkry. Afsonder is een van sy grootste wapens. Ja, en soos vanaand ek pak my tassies en ek is hier by die deur uit en ek weet nie waartoe ek gaan nie, maar ek stap op hierdie pad en ek gaan. Waar ook al die pad my vat, dis waartoe ek gaan. Jy weet, of ek nou by die see op eendag of ek in die woestyn op eendag, daar sal ek sal plek maak om te slaap. Ek het my tassie, ek sal dit as 'n kussing gebruik. Ja. En my sussie, soos hoorie, wil nie saam sel toe kom. Kom saam sel toe. Soos op 'n So dis die aand wat jy dit oorweeg om weg te hardloop van die huis af.
So ek het dit 'n paar keer oorweeg, maar die ding was gewees ek kon dit nooit gedoen het nie want my pa het altyd laat gaan slaap. So vir my om te gaan moet ek wag dat hy gaan slaap, maar ek raak net te moeg, so dan paas ek uit en dan want ek hou van my slaap. Maar kom ons kyk gou-gou, nee, ek wil net hoor soos of hierdie significant is of nie. Jy kan vir my sê as dit nie so is soos ek dit nou laat klink nie. Maar jy was op 'n punt waar jy dit regtig soos vanaand is die aand. Ja. I'm gonna do it. Ek weet ek het nou al 'n paar keer probeer, maar hierdie keer gaan ek dit deursien. I'm gonna do it. En toe nooi jy sussie jou kerk, ja, so daai aand spesifiek was nie weghardloop nie, maar daai aand spesifiek was soos vanaand as almal slaap. Ek gaan of 'n bottel pille vat somewhere, gaan 'n mes vat somewhere, maar vanaand is die aand ek is gatvol, ek's klaar. Ek wil nie hierdie doen nie, ek weier, ek wil net gaan. Ja. Toe nooi sy my kerk toe, want toe ek wou net uit die huis uit kom, net vergeet van goedjies, ek wou net uit die huis uit kom. En toe ek by daai kerk instap, toe sal net hierdie een ou wat my net opvou het met die Here se liefde. So ek sê okay, ding is nie so erg nie. Kom ons hou dit nog 'n dag uit, ons kyk. Want 'n ding wat my so lank laat bly het is wat van my ouma? Wat gaan met my ouma gebeur? Wat gaan met my ander ouma en oupa gebeur? Wat gaan met my neefies gebeur? Met my tannie hulle? As ek nie meer hier is nie, soos wat los ek agter? Ja. Los ek goeie goed agter, los ek slegte goed agter, daai tipe. Ja. En that's what kept me going. En maar daai aand spesifiek was soos hoorie vanaand se aand. En ek gaan toe en die ou het my toe net omvou met die Here se liefde en dit was net vir my so amazing gewees. Dis scary ou. Ag hierdie ding. Ja, so hy het my net omvou met die Here se liefde en toe het ek begin by die sel en ek was so daar vir 'n rukkie gewees en toe eventueel, toe my sussie sê, so daar's jeug op Vrydag, kom saam jeug toe. En ek gaan toe jeug toe, en later, so 2-3 jaar later, toe vind ek eers uit, mense wou nie met my praat by die jeug nie, want hulle het gedink, soos hierdie ou is business, hy gaan iemand nou met die face bykom, want ek het net hierdie President business. Ja, ek het net hierdie kyk op my gesig gehad, van as jy met my praat, voeter ek vir jou vandag nog. En dit was seker so gewees, ek weet nie hoe ek kan nie onthou hoe ek daai tyd soos met die gesigsuitdrukking, maar ek weet daar was kere wat ek so gelyk het asof ek is so kwaad as iemand nou net iets verkeerd sê, kom ek hier van 'n kant af en ek sort vinnig uit. En maar ek het toe by die jeug betrokke geraak, so ek gaan toe jeug toe alles en eventueel ek ontmoet toe die Here op 2022 se jeugkamp. Waar die een pastoor het ons 'n sessie gehad waar hy soos okay, nou gaan julle uitgaan vir 'n uur, 2 ure. Julle gaan 'n brief skryf aan die Here. Enigiets wat jy wil. Soos hoe kwaad jy is vir hom en ek het net toe gedog wat het ek vir hom te sê. Ek meen kyk alles wat met my gebeur het in my lewe, kyk waardeur ek gaan, hoekom gebeur die goed, wat het ek nou vir hom te sê. Uur, 2 ure later, toe sit so 4 A4 bladsy papiere volgeskryf, wat ek net alles uitlaat. En daai aand toe sit 'n bonfire session en hy sê, hoor jy, daai briewe gaan ons nou in die vuur gooi. Want as jy leens of iets opgeskryf het, dit moet verbrand word, dit moet gaan. En ja, daai aand, ek gooi hierdie venus toe, asof hierdie gewig net van my skouers afgelig is. En dit kan ek sê was die eerste keer wat ek ooit gevoel het van soos, maar ek is geliefd en niemand is teen my nie, niks is teen my nie. En dis toe ek net daai aand die Here se liefde net so ervaar het. En ja, so toe gebeur dit, toe raak ek betrokke by die jeug se klank en media span en alles en gaan toe so deur alles, raak by ander selle betrokke en alles en ek het vandag laasweek, dit was laasweek Vrydag, toe het ek by die jeug gepreek. So dit was nogal lekker geweest. Net om te kan sien van waar ek was en waar ek nou is, hoe ver die Here my actually gedraai het en die profetiese woord wat ek al gekry het, net om te dink, maar daar is 'n plan, want dit is ook soos, hoorie, hoekom, dit is ook iets wat my half in daai depressive tyd ingesit was, soos hoorie, hoekom is ek hierso? Wat is die plan met my lewe? En toe ek daai profetiese woorde en so begin hoor het, net om, okay, maar daar is actually 'n plan, ek meen, die Here maak my wakker elke dag, want hy is nie klaar met my nie. Ek meen, daar's 'n rede hoekom die sonlig op my gesig skyn vandag, en dit is, daar is 'n plan vir my, elke dag, en hy gaan iets met my doen. En dit was nogal lekker geweest. So ja. Dis awesome. Ek love dit. Ek het 2 goed wat ek wil uitlig. Die eerste een is, daar het niks spesifiek gebeur in jou lewe nie, maar in jou state,
in jou state of mind voel dit of die wêreld besig is Ja. om te eindig. En dit is wat die vyand doen. Is daar niks gebeur soos verstaan is ek reg? Ja, Niks ergs gebeur soos Nee. verstaan jou pa het jou geslaan of Nee. verstaan jy wat ek bedoel? Soos, Ja, dat selfs al gebeur daar nie goed in ons lewens wat regtig iets is om oor ongelukkig of 'n gripe met God mee te hê nie, het ons nog steeds daai gripe met hom want die vyand sit kry ons in hy bombardeer ons so met leuns dat ons glo wat ons hoor, ja. dat ons goed begin glo, ons raak eintlik paranoïes. Ja, dis waaroor die preek gegaan het was die Here het 'n tafel voorberei met 'n fees vir jou. En hy nooi jou uit om by die tafel te kom sit in sy presence en net die kos te geniet wat hy vir jou gee. En dit is nie altyd regte kos, die partykeer is dit liefde, genade, kindness. Maar hoe die vyand dan kom en hy trek jou stoel op na die tafel toe en hy's net soos, "Hoe was jou dag gewees? Ja. Hoe kan hy coach jou laat hardloop? Weet hy nie jy het 'n sosiale lewe nie, weet hy nie jy's net moeg, jy wil by die huis kom nie. Jy's al daai skoolwerk wat jy kry." En hoe hy eventueel so jou trust gekry het, jou vertroue gekry het en waar hy dan net van 'n kant af kom, maar jy's nie goed genoeg. En dan begin hy met die leuns en hy begin jou net so te hamer Ja. met die leuns en dan eventueel begin mense die leuns so glo en dan sit soos dalk is ek nie goed genoeg nie. Dalk kon ek beter doen. Dalk moes ek dit anders te gedoen het en dit het nou maar net oor tyd gebeur met my waar ek het die leuns begin glo en Ja. dit het toe net 'n rabbit hole geword waarin ek toe net geval het. Ja, en een ding wat ek ook besef het is daai tyd was moeilik vir jou, né? I get it. Maar en ek het ook deur so 'n tyd gegaan, so 'n emotional emo tyd in my skoolloopbaan. Ek onthou dit baie goed wat ek het geskryf nou, ja. So ek het nie musiek. Ek was ook in 'n band en goed, ek het bass gespeel, maar ek het geskryf. Dit was my outlet, my klep was skryf. Yes man. My ouers gee vir my so 'n paar jaar terug daai boeke nê. Dis hulle sê jy het maar deur 'n bad tyd gaan in jou lewe. Ek sê ja, ek weet, maar ek gaan deur van daai goed en ek skaam my dood vir dit ou, vir die goed wat ek daar geskryf het. En weet jy wat besef ek nou dat ek kinders het, want vir jou in daai oomblik is dit daai hel is real vir jou. Daai is soos daai waardeur jy gaan is soos dis al wat jy nou ken. Ja. En dis die realste ding ooit vir jou. Maar weet jy hoe erg moes dit vir jou ouers gewees het? Soos en ek wil jou nie laat sleg voel nie. Ek ervaar dit net soos jy dit sê, toe dink ek, "Jesus, as ek nou net moet dink hoe graag jou pa of ma seker net in jou kamer in wou gaan en met jou gaan gesels en jou 'n drukkie wou gaan gee en hulle is net soos los hom. Verstaan, dis incredible. Ja. Ek wil hulle eintlik net commend en ek weet jy doen. Ek weet jy's dankbaar vir hulle. Maar ek wil net hê julle moet weet hoe amazing dit is. Soos as julle hierdie kyk, soos om daai reservation, wat is die regte woord? Te hê om julleself te verwyder in 'n fisiese mate, maar 'n geestelike mate in te tree, obviously in gebed. Ja. Is seker een van die moeilikste goed wat 'n mens kan doen. Maar dis die ding wat jy nodig gehad het op daai stadium. Ja. Né? En ja man, my hart gaan uit na hulle toe want ek sien net soos as ek nou met my kinders ek weet ek gaan doen en deur dieselfde goeters gaan met my kinders en ek cringe soos my Gen Alpha kom uit as ek daaraan dink. Dan soos ek dink soos maar ek bid laat dit nooit gebeur nie. Maar as dit moet gebeur, gaan ek moet reg wees daarvoor en ek gaan moet grace hê met dit. Ja. Gelukkig, ek moet sê die ding, ek dink ek wil sê 'n mate dankbaar dat ek daardeur gegaan het. Want ek weet wat dit aan my gedoen het. Ek weet hoe dit my laat voel het, hoe dit my afgebreek het. En ek dink die dag wat ek kinders het, ek wil nie sê ek gaan voorbereid wees nie, want dit gaan nie dieselfde wees nie, maar ek gaan daarom die tekens kan sien, hoor iets is nie reg nie. Soos kom praat met my. Jy weet, hoe help ek? Soos kort jy spasie. Ja. Soos hoe kan ek hierdie situasie net ligter of beter laat voel? So ek dink ek moet sê in 'n mate dankbaar dat ek daardeur gegaan het, want ek weet die tekens wat ek gegee het en alles en hoe mense die tekens opgetel het. En ek weet ook hoe dit my laat voel het en waardeur ek is en die goed waaraan ek gedink het en wat ek wou doen en alles en waar ek net eendag vir my kinders gaan kan sê soos as hulle daardeur gaan, hoor jy dis okay. Soos sometimes stuff happens
En partykeer moet mens nou maar net daarmee deel op jou eie tyd, deur jou eie daardeur werk en Ja. dis partykeer nodig. Ja, nee, dit is so. Dit is nodig. Jy weet ons almal gaan deur daai goed. Ek gaan nou nog deur sulke fases wat ek net op my eie wil wees en net bietjie wil escape van alles en dis fine, jy weet. Ek dink die belangrike ding is net nou is hardloop ek nie soveel weg van God af as wat ek na hom toe hardloop nie. Sê Jesus Here, ek het U nou nodig in hierdie. Ek weet U is hier en ek het U altyd nodig, maar nou het ek nodig dat U ingryp en in my hart werk en dis die mooi ding van 'n lewe met Christus is jy is nie meer alleen nie. Ja. Al is jy alleen, al is jy op jou eie, al is jy in jou eie kamer, hy's daar. Ja. Die Heilige Gees is met jou. Daai troosting wat kom saam met dit om te weet I'm not alone. Ja. Daai hele Psalm, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for my God is with me. Daai is die crux. My God is with me. Ja. En die ding is Dawid skryf daar, ons gaan deur die dal van doodskare weer gaan. Ja. It's gonna come. Ons gaan daardeur gaan. Ons is nie vrygespreek of vrygewaar van moeilike tye nie. It's gonna happen. Ja. Paulus praat baie daaroor van hoe ons moet rejoice in die moeilike tye, in die tronktye en wanneer dit volbring karakter in ons en endurance en sulke goeders. Maar dan ons is nie meer alleen nie. Ja. Daai tyd het ons geglo ons is alleen. Ja, dit moet ek sê. My ouma het altyd so storie agterop haar badkamer deur gehad. Al die oumas Ja, daai badkamer Al storie. die oumas En hy het stiek nou nog met my en dit is ek moet sê een van die stories wat vir my al die meeste deurbraak in situasies gegee het, waar die storie se naam is Footprints. En dit gaan oor hierdie ou wat hy's nou dood, hy's in die hemel en hy's op 'n strand. En oor die horison flash sulke stukke van sy lewe en soos hy na dit kyk, in die sand sien hy daar sets 2 sets of footprints. Maar by sekere dele is daar 2 stelle en by sekere dele is daar net 1 stel en hy het agtergekom dat deur die tye waar hy die slegste gegaan het, waar dit die swaarste gegaan het, waar hy net soos crap gevoel het en alles en almal was teen hom gewees vir hom. Was daar net 1 set of footprints en waar hy toe na die Here toe draai en vir hom sê, "But Lord, you said you would be with me wherever I go. Yet when I went through the hardest times of my life, I only see 1 set of footprints." Waar die Here net vir hom sê, "My child, the times you only see 1 set of footprints was the times when I carried you." En net daai te weet van, maar ek het nie alleen geloop nie, ek was gedra gewees deur daai tyd. So die dag wat ek 1 set of footprints sien, weet ek dis nie my eie nie, maar dis die Here wat my gedra het. En die kere wat daar 2 was deur die goeie tyd, hy saam met my geloop, uit my hand vasgehou. So dit was reg. Ek ken daai stories, baie cool. Ja. Hey man. Ja. Dankie dat jy die vrymoedigheid gehad het om met ons te kom deel. Ou, ek dink dis die mooi ding en vir my 'n teken van iemand wat regtig in 'n plek van repentance lewe is dat jy kan praat oor die crap wat jy aangejaag het. Jy kan praat oor hoe jy mense seer gemaak het en dit besef, verstaan jy en besef dat jy's nie meer daai persoon nie. God het jou kom verander. Is nie meer jy wat leef nie, maar Christus in jou. En dis vir my beautiful. En dis wat vir my hierdie gesprekke so special maak is as ouens hier kan kom sit want baie mense dink ek seker ek het al die vraag gekry want dit kom nou so in my kop op wat mense vra, maar dink ouens nie hulle gaan in die moeilikheid kom en goed. As ek soos daai ou is repentive. Ja. Verstaan jy, hy het daai man neergelê. Hy is nie meer daai ou wat die crap aangejaag het wat hy hier kom vertel nie. En dis die mooi ding vir my van hierdie gesprekke is jy kan hier kom sit en eerlik wees en jou paal kan dalk bietjie closure kry en jou sussie kan dalk bietjie closure kry. Net soos dis mooi ou. Honesty. Ek meen die Bybel sê die goeders wat ons in secret doen gaan van die rooftops afgeskree word. Die goed wat ons nie ontbloot nie. Ja. En as jy kan op 'n plek kan kom en soos Dawid, ek gebruik dit baie as 'n voorbeeld van Dawid wat homself ontbloot het voor God en kaal gedans het en baie mense dink dis weird. Maar dit is nie die simboliek in dit. Dit was hy het dit gedoen. Dis nie 'n simboliese stelling gewees nie. Hy het dit gedoen, maar die simboliek daarin is I'm naked before you, God.
Ek het niks om vir u weg te steek nie. Ek kan nie vir u iets wegsteek nie. Al probeer ek hoe hard, ek kan nie 'n secret hou van God nie. So ek kan hier sit en sê, man, ek het al hierdie crap gedoen. Ek het crap aangejaag. Ek was in depressie. Ek was verslaaf aan pornografie. Ek sê nie jy was nie. Ek noem nou net voorbeelde van goed wat nou al hier uitgekom het. Ek was verslaaf aan crystal meth, aan alkohol, aan whatever. Maar ek is nie meer nie. Ek is gered. Ja. Ek is He came to set the captives free. Ja. Dit is waar en as ek nou terugdink en dit gaan dalk stupid klink, maar die stupid goedjies wat gelei het tot daai stadium was vir my as ek nou terugdink, maar hoe het ek dit nie soos dis sulke klein goedjies wat so groot probleem veroorsaak het. Hoe dit gelei tot daar. Ja. En net om te dink op daai stadium was dit nie klein, op daai stadium was dit groot geweest. Exactly. En nou net om te kan sien hoe ek gegroei het en te kan weet as ek nou wat ek nou weet, as ek moet terug gaan soen toe, hoe ek dinge net anders te sou doen en weet wat sal my nie oorkom nie. Dit sal my nie oorwin nie. Ek weet ek staan in die krag van Christus en no weapon formed against me shall prosper. Ek meen dit is veral dit wat ek nou weet om dit dan toe te pas. Ek dink my lewe sal heeltemal uitgedraai het en ek moet sê ek's dankbaar dat ek deur dit gegaan het want nou kan ek mense self daardeur help wat deur sulke goed gegaan het en ek love dit om one-on-one met mense te werk en is vir my so lekker van want ons het dit in Target Live gedoen waar life histories. Die leiers het op Kickstart hulle life histories met ons gedeel. Ek het gesê okay oor 2-3 dae gaan julle dit doen. Yes. En ek is toe soos ek ken hierdie mense geen kant af nie. Niemand gaan my judge nie. Hier is my hele storie en toe vertel ek dit. En net om deur die jaar saam met die leiers te kon werk en te kan sien maar ek is vir my was dit gewees toe ek daar sit soos ek dink ek het 'n rough childhood gehad tot ek van daai storie en ek sê weet jy is eintlik nie so bad gewees nie. Ek het eintlik 'n lekker lewe gehad en dit was vir my dit was vir my lekker gewees en ek is dankbaar om daardeur te kon gaan en Target Live te kon doen wat my die skills gegee het om nou mense self daardeur te help en soos hoorie jy is lief vir jou weet dit nie. Dit voel dalk altyd so met die goed wat voor ons is nie, maar hy's daar. Hy veg die battles wat ons nie kan sien nie. Hy hou ons hand vas. Hy vang die trane wat ons huil en hy is die skouer daar vir ons. Klaar wat Nee, cool. Thanks ou. Thanks dat jy kom kuier het en kom deel het en ja. Dis cool. Ek like it. Dis lekker om 'n bietjie soos iemand met 'n fresh perspektief. Right, dit voel vir my jy het soos 'n fresh perspektief op soos die lewe saam Christus en dis vir my mooi om te sien dat jong mense baie jong mense soos 'n regte pad saam met die Here wil stap. Ja. En so solid wil wees. Ek kan afsluit met hierdie gedagte. Ek het die ander dag 'n berig gelees wat hulle sê die alkoholbedryf het verlede jaar, ek dink iets soos 8 of 80, ek is nie seker nie. Ek paraphrase nou maar kom ons sê $80 biljoen nok gevat verlede jaar as gevolg van hierdie jong generasie wat net nie meer drink nie. Amazing. Wat net so sê ons wil nie alkohol drink nie. Ons wil kerk toe gaan en ons wil 'n pad saam met die Here stap en is sekerlik nie almal van hulle is oor kerkdoelein. Dis nie ek dink die hustle culture het ook 'n groot doel daarin dat mense soos moet nie drink nie, hustle werk, word ryk, ons soek Ferraris. Wat ook nie noodwendig dis seker net so erg soos 'n drankerd. Ja. Maar baie van dit is actually kinders wat sê nee, ons wil 'n lewe met Christus loop en dis vir my awesome om te sien dat uit eintlik 'n gebroke generasie van mense wat uit geskeide en gebroke huishoudings uitkom, het God weer revival gebring. Ja. So weer eens, man, niks is onmoontlik vir God. Dit is waar, alles. Ja, dis waar. Nice. Julle, is jy klaar? Wil jy nog iets sê? Ek is happy. Ja. Ek is happy. Hy is bly ons sluit nou aan want hy moet hierdie video gaan edit. Nee, dankie dat julle ingeskakel het en so hoop julle Julian se chat geniet man. Ek wil 'n uitnodiging uitsit as jy nou nog hier is en julle weet van mense, gaste wat ons op die show kan nooi, laat weet ons asseblief. Dit sal awesome wees.
Julle kan uitreik, ek sit al my details hier onder in die description, elke week, so my nommer is daar, my e-mailadres is daar, julle kan ons kontak. Dis ons Ja. ja, so, maar in elk geval, dankie dat julle ingeskakel het, ons sien julle in die volgende ene, totsiens.